Loof die Here, ons eer God vir hierdie profetiese woord, absoluut bevestiging ook van die boodskap vanoggend. Die Here bly goed en getrou. Oh goodness. Die gebeure vandag kortliks wat gebeur rondom die wêreld. Charles het 'n opening gehad saam met die Ramadan, die moslems. Geen niks van die Christene gesê nie, wat vir ons 'n aanduiding is van waarheen die wêreld op pad is. Right, so die Christene gaan een kant toe, geskei word, dank die Here. Maak my opgewonde om te weet ons word vervolg, ons gaan vervolg word. Is julle hier? O, Here, help ons. Help ons. Trump is besig met 'n baie groot gedagtespel. Daai ou is besig om hierdie hele wêreld in 'n gedagtespel vas te vang wat die wêreld bekommerd het. Want dan is dit vrede, dan is dit nie vrede nie. Nou is waans in Afghanistan of hy's in Pakistan of waar hy ook al is. En hy doen nou weer voorspraak en daar's baie dreigemente, daar's baie dinge. En weet julle wat's besig om te gebeur in ons koppe? Dat dit waarmee Trump besig is hy besig om vrees, onsekerheid, dood te saai. En weet julle wat's besig om te gebeur? Ons raak nou gewoond aan wat hy praat en wat hulle sê, ag en die oorlog sal nie aangaan nie. Die oorlog het nog nooit opgehou nie. Alright, hulle het gesê daar's vrede, daar is nie. Die Bybel sê daar kan nie wees nie. So, hy's besig met 'n baie geweldige, intense, sterk storie. Moet hom nie miskyk nie. Asseblief, hou hom in gedagtes. OK. Iran, Israel, Amerika. Skielik begin China, Rusland, Noord-Korea wapens stuur na Iran toe. OK. So, dis 'n baie sensitiewe speletjie hier. Nou het Trump weer gister 24 uur gegee, as hulle dit nie gaan, hy weet dat, en hy dreig selfs nou met kern, en dan die spook kom skielik na die Afrika lande toe, en die woord van die Here sê, baie sterk, dat die anti-kris is sterk aan die werk. OK, moenie 'n fout maak nie, ons weet nie wie sy nie, maar hy's aan die werk. Alright, en ek hoop vanmôre gaan jy die anti-kris wat in jou lewe werk, identifiseer. Ek wil vir jou lees Openbaring 1 vers 4 en 5. Johannes aan die 7 gemeentes in Asië, genade vir julle, vrede van hom wat is en wat was en wat kom. En van die 7 geeste, onthou dit, die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde, aan hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Alright. 1 Johannes 4. Geliefdes, onthou daar 7 geeste voor God. Glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die anti-kris, waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld 2000 jaar terug neergeskryf. Toe was hy klaar daar gewees.
het die jaar weggespring, ek het gesê, 4 seisoene gaan hierdie jaar kom. Ek wil my half verstout om te sê, ons is deur 3 willes. Die 4de een wat ons nou op fokus, is die uitstorting van die Heilige Gees in die kinders van die Here se lewe. Ons gaan dit nodig hê, daarom gaan ons nou opwerk na Pinkster toe, en ons gaan ongelooflik baie moeite doen om God se aangesig te soek. Jy sien, daar is so baie spanning in die wêreld. Mense voel of God se genade gelig het. Mense verloor hulle identiteit. Jy voel nie meer soos jy nie. Jy's gefrustreerd. Niks loop reg nie. Ek lees hierdie week geskrifte uit Nisea 325 na Christus, en hulle het 'n voorspelling gemaak, ook uit Openbaring, maar hulle het so mooi uiteengesit, en ek wil dit graag vir julle lees. Hulle skryf van die 7 laaste tekens wat ons sal beleef, of 7 laaste geeste. 7 geeste staan voor God. Waar? Openbaring. Alright? So die laaste geeste van die tyd gaan geopenbaar word in die tyd waarin ons lewe. En die eerste een is 'n geestelike toestand van die hart wat koud en afgestomp geword het. En dis 'n gees wat God stuur. Gaan lees maar in jou Bybel. God sê, ek maak jou hart hard. Ek verhard die harte. So die 7 geeste staan voor God, en God sê, right, ons is in die eindtyd, ons kom nou by die tyd van sifting, ons kom in die moeilikste tyd van die wêreld se geskiedenis, en nou sê hy, jy gees van hardheid, gaan uit. Gaan maak die harte hard, gaan maak die harte afgestomp. Die tweede een is gees van verwerping, as gevolg van die stilte wat oor die hele wêreld kom. En al hoe meer mense begin sê, waar's God? Maar hy hoor nie meer nie, ek bid, ek roep, ek pleit, maar ek hoor hom nie meer nie. Waar's God? En nou kom verwerping in, en jy voel verwerp. Want God het dan nou sy rug op my gedraai. Aldus wat ons dink. Mense soek nie meer na die diepe verhouding met God nie. Dit laat mense ongemaklik voel. En daarom het lawaai die mensdom oorweldig. Almal soek stimulasie. Hulle soek stimulasie op enige manier. Hulle soek dit in games, hulle soek dit in partytjies, hulle soek dit in drank, hulle soek dit in by mekaar kom plekke. Kyk hoe gaan die kuierplekke, spring dit op, hoe word dit geadverteer. Hoekom doen ons mense dit, ouens? Ons wil nie hierdie stil stem hoor nie. Want hy maak ons ongemaklik. En is hierdie stem wat presies vanmôre in die profetiese woord uitgekom het, is God se stem wat met jou wil praat, maar gee jy hom kans om met jou te praat. Jy sien, daar is te veel stemme wat ons te besig hou, en miskien geniet jy dit. Dan is daar al hoe meer valse herders. Hulle praat oor heiligheid. Hulle praat die regte goed, maar hulle beloning soek hulle van die wêreld. Hulle sal die mooiste goed praat, maar hulle wil hulle self net verryk. Hulle wil hulle self net volmaak. Hulle wil vol gemak wees en gemaklik lewe op hierdie aarde. Hulle soek die beloning van die wêreld, en die grootste gevaar huidig is die stilte van die Heilige Gees. Op 'n stadium het God stil gebly vir 450 jaar. Was daar geen profesie wat uitgegaan het nie. En dit voel, ons is daar. Dit voel asof ons God se stem stil geraak het, asof die Heilige Gees nie onttrek het nie, hy het stil geraak. Hy het stil geraak, want hy wil hê, ons moet begin met daai selfondersoek. Dis asof die stem van die Heilige Gees so stil geword het. Weet julle dat selfs ware aanbidders begin twyfel?
Ons praat daagliks met hulle. Mooiste kinders van die Here, pastore, predikers, wat begin wonder, praat God nog met my? Ek hoor nie meer die Heilige Stem nie. Ek hoor nie meer die Heilige Gees nie. Dis asof die Here net totaal stil geraak het. Sien dit vanmôre as 'n wake-up call. O, Here, gooi 'n cracker. Ouens, ons moet sy teenwoordigheid meer as ooit soek. En daarom wil ek 'n paar waarskuwings uithaal vanmôre. Pas op vir gemak en gemaksigtigheid. Ons lewe in 'n eeu van gemaksig. Alles gaan lekker. Petrolpryse is op, dieselpryse is op, Paasnaweek het gekom, meer mense as ooit weggegaan. Antoni sê vanmôre 'n plek wat hulle sou bespreek het, toe hulle bel en sê hulle gekanselleer, toe sê hulle die pryse het verdubbel. Steeds is die plekke vol. Geld word gejaag. Geld is die mammon, geld is die God. Gemak het ons probleem geword oor die wêreld heen. En weet julle wat? Ons sal dit doen, want ons verdien dit. En deur ons gemaksigtigheid raak ons lui om God te dien. Raak ons lui om op ons knieë te kom. Raak ons lui om ure uit te koop. Raak ons lui om tyd te spandeer met die Here. Met die verskoning. Ons is besig. Ons is besig. Natuurlik, almal is besig. Die tweede ding waarvoor ons moet pas op, ouens, is hoogmoed. As jy met 'n ou praat oor sy geestelike lewe, dan sê hy, maar ek is okay. Dis hoogmoed. Weet jy wat, daar moet by ons elke dag, elke oomblik, iets wees van, ek kan verbeter. Dis iets wat my pla. Dis iets wat nie met my sin maak nie. Dis iets wat nie vir my lekker is nie. Maar die probleem bly, ons is so in hoogmoed vasgevang. Weet julle hoekom? Want dit gaan goed met ons. Gaan nog baie goed met ons. Petrol gaan weer die maand op. Julle dink die oliepryse kom af. Hierdie jakkalse hierbo speel klaar hulle speletjies. Die bote wat deur die kanaal hardloop op hierdie stadium nou, is almal leeg. Hulle gaan haal olie vir Amerika. Moenie in die slaap gevang word. Ons olies, met ons regering, ons gaan nog paar surprises kry. Hulle wil nog net die ding mooi uitwerk, ek dink hulle het klaar, ons is net bietjie aan die slaap. OK. Vrees is een van die sterkste wapens wat die duiwel gebruik. Moenie vanmôre jou sekuriteit bou op dit wat jy het nie. En ons het daai ding gedoen baie jare. Ons het al ons sekuriteit gebou. Ons sekuriteit. Ons is okay. Ek weet nie of julle gehoor het wat Trump gister gedoen het. Trump se naam kom altyd op. Hy's 'n voorloper van 'n bok. Daai knapie. Hy het gister al die Amerikaanse bankiers opgeroep. Daar's 'n fout. Dis logika. Is ek negatief? Nee, nigter. Die Bybel sê in die laaste dag gaan jou brood vir jou 'n dag se loone kos. Ek weet nie wat kos ons brood al nie, maar gaan kyk gou 'n bietjie by die winkels nou. Hoe het jou pryse van die petrolprysverhoging, alles het opgegaan. Ek kan dit sommer net vinnig noem. Sal Vrydag aand koop ons 'n stukkie vis hier by die beste vismark. Kom ek adverteer hulle. Hierdie OK hier agter. Daar's nie ons wat beter vis maak. Vis R250 'n kilo. Ek sê vir my vrou, liewe aarde, waar gaan dit heen? R250. Dis die begin van hierdie goed. Ouens, en weet julle wat is ons probleem? Ons bou ons gemak, ons sekuriteit op wat ons sien, in plaas van op wat ons moet glo. Dan nog 'n groot gevaar, afleiding. Enigiets wat jou aandag aflei. Ons het altyd gepraat van die kinders met ADHD. Ek dink die meeste mense en groot mense het ADHD. Ons word afgelei van alles af. Weet julle wat, die duiwel is so goed besig
om jou en my aandag weg te trek van die belangrike en die noodsaaklike, dat hy wil hê ons moet fokus op die tydelike en die nuttelose. En daarom sit ons op 'n stadium nou, dat enigiets wat ons aandag aftrek, besig is om veld te wen in ons lewens. Want die mense wil net besig bly, en kyk bietjie as jy met ouens praat, hoe geïrriteerd kan hulle raak as jy hulle onderbreek. Nou nie in julle wêreld nie, dis net waar ek beweeg. Jy weet, want ek is mos in 'n alien wêreld. Ek werk mos met aliens. Ouens raak so geïrriteerd as jy hom onderbreek. En dan as jy by 'n ou kom en jy wil met hom praat, is hulle almal altyd haastig. En dit is nie omdat hulle haastig is, omdat hulle haastig is nie, is omdat hulle haastig is, omdat hulle haastig is. Hulle wil nie meer hoor nie. Mense wil net doen, hulle wil hardloop, hulle wil geld maak, hulle wil, maar hulle kom nooit by die voete van die Here nie. Hulle kom nooit in die rus van die Here nie. Hulle kom nooit op die plek waar hulle die stem van die Heilige Gees meer kan hoor nie. En dit word vir ons 'n krisis. Valse leerstellings kom al hoe meer na vore. En valse leerstellings is nie die pastoor en die dominee wat preek nie. Nee, luister 'n bietjie as jy met mense praat. Hoor wat se gelowe begin mense aanneem. Dis nou al hierdie snaakse ou wettiese goed. Kan nie glo hulle voeter alweer duisende jare terug nie. Daar's nuwe gelowe elke dag. Daar's nuwe vrae elke dag. Jesus, magtelik geboorte, nee, dit kan nie wees nie. Kom weer na ons toe, dis weer in ons tyd. As jy wil hê, jy moet moeilikheid kry, praat oor jou geloof. Dan kyk jy hoekom ouens se hoogmoed deur en sê hulle, maar ek glo soos ek glo. Nie wat die woord sê nie, nee, hulle glo wat hulle wil glo, valse leerstellings, want as 'n ou nie met jou saamstem nie, is jy vals. Maar ek sal 'n ou oortuig uit die woord uit, maar ek is nog steeds vals, want ek praat die grootste klomp nonsens. Hoekom? Want ek wil nie die waarheid ken nie, ek wil nie die waarheid hê nie. Right, en dan is daar 'n baie grootte van ons tyd vals genade. Vals genade is so amazing, weet julle, alles word mos gedoen rondom genade, 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 genade. Ek het laasweek daaroor gepraat. God se balans van genade en God se oordeel is 100%. Maar ons kan nie die genade van die Here holrig ry en aanhou doen wat ons doen nie. Ons kan nie die genade van God sê, dis myne, maar ek het nie 'n verhouding met hom nie. Ek kom nie in my binnekamer nie, ek hoor nie die stem van die Heilige Gees nie. Ek ervaar nie die Heilige Gees. Ek ervaar nie die krag van die Heilige Gees nie. Wie gaan my wegvat? Die stem van die Here. Maar wie gaan in my wees om my weg te vat met die wegraping? Die Gees van God. En as jy nie 'n wegraping verwagting het nie, is jy besig om af te dwaal. Daar's nog eens wat met my stry oor die wegraping. Ek gee nie om wat jy sê nie. My Bybel sê, ek gaan jou vat. Ek staan op daai woord. Ek glo daai woord onvoorwaardelik. En dan die laaste grootste ding is die gevaar van godsdiens. Ouens, dis geloof wat gekompromise word. Verlede week, ek is so geskok, en ek het so 2 of 3 ouens getoets. Skryf 'n boodskap van 'n groot Pinksterkerk. Hulle gaan nou die kruisig en die opstanding van Jesus Christus vier. Wat ons gedoen het. In hulle ingangsportaal groot kruis, groter as hierdie een, met die beeld van Christus aan. En ek sê onmiddellik vir my vrou, Rooms-Katolieke Kerk terug in die Pinksterkerk. En julle weet wat hardloop saam Rooms? Vrymesselaars. Logika. Nou ja, ek wou die pastoor uithaal, maar toe ek nie weer lus vir 'n beklei nie. Maar ek hoop hulle hoor die boodskap. Hoe sit jy in jou kerk 'n beeld
van Christus wat aan 'n kruis hang. Ja, hulle het 'n mooi prentjie, daar's name en name. Ja, ek weet hy het vir almal en alles gesterwe, my magtig. Jy kan nie 'n kruis met 'n beeld in jou kerk hê nie. Jy kan nie 'n beeld opsit nie, dit voeter totaal terug na die Rooms-Katolieke kerk. Mag hulle net nie hulle knieë gebuig het na die kerk nie, want dan buig hulle voor 'n beeld. Mag die ouens wakker word. Mag die ouens, weet julle, ons doen alles vir godsdiens. Ons wil alles mooi maak, alles moet oulik lyk, alles moet pragtig lyk, sodat ons meer mense in die kerk kan kry. Want kom kyk na ons beeld, kom kyk na ons show. Die Heilige Gees is nie in die show business nie. Die Heilige Gees is bitter baie ernstig. Daarom kom 1 Johannes 2, vers 15. Hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, is die liefde van God nie in jou nie. Is so eenvoudig. Ouens, gaan ons hier na die sokkies toe, gaan ons ook daar, hoort ons daar? Ek hoor hoe verskoning al klaar weer, ek hoor dit sommer, ja, maar ek kan dra die evangelie uit. Jy lieg man. Getuig jy daar, vertel jy van Jesus, sê jy vrou wat daar rondslinger en rondval van sy dronkenskap, hoor jy my boeta, jy's verlore. In my onbekeerde dae het ek kroeg toe gegaan om te beklei. Maar toe ek tot bekering kom, my voete nie weer daar gesit nie. Ouers het gesê, ja, maar jy kan nou ons vir Here gaan wen. Ek sê, nee, Moutie, ek gaan nou saam met hy oor brandewyn drink. Want ek gaan nou die brandewyn drink saam met hom te praat, die klomp nonsens wat hy praat. Ouens, kind van God hoor nie by hierdie plek en die woord van die Here sê, as jy die wêreld lief het, ja, maar hoe gaan ek jy ouens wen? Nie daar nie. Jy moet wen deur jou leefstyl. Jy moet wen deur jou voorbeeld. Want alles, hoor wat sê hy, alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, is uit die wêreld. Gaan stap in die mall, ouens, nou na kerk nooi julle. Nou nie regtig gaan nie, maar gaan. Dan check jy hoe loop hierdie ousies met hulle lang hare, hierdie wimpers, hierdie skoene, ek weet nie, die Here alleen weet hoe hulle bo op die goed bly, die naels, en oral staan hulle met selfies. En weet julle wat, al hoe meer wit mense beginne doen. Dis die tragedie. En hier sê hy vir ons, moenie dit doen nie. Dis ydel, dis hoogmoed, dis eie ek. Dis selfaanbidding. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Alright, alles gaan verbrand. Dis niks wat die wêreld jou en my laat trek nie. Asseblief, laat dit so bly. Kinders, dit is die laaste uur, en soos julle gehoor het dat die anti-Christus kom, hoor wat sê hy, bestaan daar nou ook baie anti-Christe, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is. Kan ons gou daai prentjie kry weer, liefie? Kyk gou daai, sien julle die krone, sien julle die koppe, almal is konings, almal sit krone, almal lyk smart, jou kroon wat jy kry, moet jy van God kry, geen ander nie. Hierdie selfverheffing, hierdie selfverheerliking moet einde kry, ouens. Dis die laaste uur. Alright, vers 19. Hoor wat sê hy? Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Wie is dit? Sê ons dat die kerk afvallig word. Dis die liefde wat verkoel. Die harte wat verhard. Die afvalligheid, is die vraag wat Jesus gevra het, gaan ek nog die geloof kry? Dis die anti-Christe, dis die ouens wat hulle rug op die waarheid draai, dis die ouens wat hulle rug op Christus draai. As jy nie vir hom is nie, is jy mos anti hom.
Watter gees het toe nou van hulle begin besit neem? En hoor wat sê hy? Hier kom die moeilikheid. Julle het die salwing van die Heilige en weet alles. Ouens, het ons vanmôre die salwing? Hoekom breek die juke nie? Hoekom sleep die juke? Hoekom sleep jy die juke saam met jou? Julle het die salwing en dis waartoe ons gaan. Dankie vir jou sover wat ingeskryf het. Môreaand begin ons met ons kursus. 5 weke voor Pinkster. Pinkster spesiale predikers wat ek besig is om hier te kry. Dr. Professor Jan Nathan is definitief een. Ou wat die Heilige Gees absoluut verstaan. Ek wil net ouens hier kry wat die Heilige Gees totaal deurbring vir ons is. Want hierdie is ons seisoen, ouens. Hier moet 'n uitstorting van die Heilige Gees in hierdie gemeente kom. Hier moet. Dit gaan ons redding wees, dit gaan ons hoop wees. Alright, so julle die salwing van die Heilige, julle weet alles. Ek het nie aan julle geskryf omdat julle die waarheid nie ken nie, maar omdat julle dit ken en omdat geen leuen in die waarheid is nie. Jy sal die waarheid ken, die waarheid jou vrymaak. Nou is die wêreld vol slim Christene. Hierdie ou behoort nou aan hierdie en hierdie ou glo dit, hierdie ou glo dit, hierdie ou glo dit, hierdie ou glo. Ek sê vir julle, julle is simpel, julle maak julleself moeg, glo soos 'n kind. En ja, as jou kerk dan nie die waarheid praat nie en jy hou nie van die waarheid nie, kry vir jou eendag die waarheid praat. Maar as jou kerk waarheid praat, jy hou ook nie daarvan nie, gaan soek vir jou 'n lekker kerk. Go for it. Daar waar die goeie nuus verkondig, die lekker nuus, die lekker evangelie, die lekker. Daar's nie 'n prys om te betaal nie. Jy gaan 'n prys betaal tot Jesus jou kom haal. En as jy nie bereid is om hom te betaal nie, stap weg. Word dan 'n anti-kris. Laat die gees van die anti-kris dan jou lewe beheer. Alright, wie is die leenaar? Behalwe hy wat ontken dat Jesus die Christus is. Dit is die anti-kris wat die Vader en die Seun loon. Ouens, weet jy hoe maklik loon jy hom? Ek gaan terug. Ek persoonlik sê nou, ek gaan terug na die wette toe, dan loon ek God en Jesus. Dis wat jy doen. Jy verval weg onder die genade. Ja, maar ek wil die wette hou. Gaan hou die flipping wette. Maar jy's weg, want jy ontken Christus se werk aan die kruis. Beteken vir jou niks. Elkeen wat die Seun loon, het ook nie die Vader nie. Okay, nou het ons moeilikheid, né? Gaan ons hierdie kerk leer, Dani, help my. Gaan ons hulle nou leer om te sê Yeshua, want as dit nie Yeshua is nie, gaan ons almal hel toe. Skus, Frik Weideman het ook nou totaal die pad byster geraak. Byster, totaal, hy kom nou met groot klomp nonsens uit. Alright, wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly, wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. Wat het jy in die begin gehoor? Jesus is die Christus. Bekeer jou, laat jou doop. Word gedoop in die Heilige Gees. Met ander woorde, die Gees van Christus is mos nou in my. Die Gees van God is in my. Alright. Dan bly ek in die Seun en in die Vader. En dis die belofte wat hy ons beloof het, naamlik die ewige lewe. Dit het ek aan julle geskrywe met betrekking tot die wat julle mislei. Kom hy weer by die salwing. En die salwing wat julle van God ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde derde keer salwing julle aangaande alles leer, soos dit ook waarin geen leuen nie, en soos die julle geleer het, so moet julle in die Gees bly. Solank jy in die Gees bly, bly jy in die salwing. Solank die salwing in jou is, breek die juke. Ons is skape, nie donkies nie. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie.
Vrymoedigheid. Ek wag vir hom met vrymoedigheid. Ek het 'n verwagting met vrymoedigheid. Ek twyfel nie, ek wonder nie, hy bly die onveranderlike God. Alraai. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. So eenvoudig soos dit. Ons is gebore in die vlees, hergebore in die gees. Gedoop, bevul, nou leef ons in oorwinning. Oh my soul, wens julle kan die gesigte sien. Loof God vir die 7 geeste. Ek sluit af. 7 geeste. Saggeus 12 vers 10. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet die gees van genade en smeeking. Dis wat jy en ek elke dag in ons binnekamer moet doen. My God, wees my genadig. Ek smeek U, wees my genadig. Een van die take van die Gees wat hy doen. Ek sê nie dis die 7 geeste wat voor God gestaan het nie. Ek sê dis die 7 geeste wat die 7 gemeentes van die eindtyd verteenwoordig. En daarom sal jy en ek in oorwinning kom as ons hierdie genade en smeekinge, hoor wat sê hy, en hulle sal opsien na my, vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom, Christus, rouklag, soos 'n mens rouklag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. Gees van genade en smeeking. Here Jesus, dankie vir die prys wat U betaal het. Dankie dat U dit vir my gedoen het. Moenie worry oor die volgende nou nie. Kry jy jou saak in orde. Maak jy seker jou verhouding is met hom 100% in orde. Die tweede een kom in Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek, en wat doen? Die toekomstige dinge aan julle verkondig. Met ander woorde, wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, gaan hy die volle waarheid bring. Waar? Waar jy in afsondering is, waar jy afgeskei is, waar jy die stem van die Heilige Gees hoor, daar waar jy in jou binnekamer is, waar die Heilige Gees vir jou sê, hierdie dinge is aan die kom, kry jou gereed. God sê ek doen niks, alvorens ek my kinders nie waarsku nie. Right. So hy's wat? Hy's die Gees van die waarheid. Daar's net een waarheid. Dis in Christus. Romeine 1 vers 1. Kyk wat sê hy. Paulus, 'n diensknegt van Jesus Christus, 'n geroepe apostel, afgesonder tot die evangelie van God. Afgesonder deur God. Wat het gebeur toe Paulus afgesonder het? Hy het die stem van God gehoor. Toe skryf hy die meeste boeke. Wanneer laas het jy die stem van die Heilige Gees gehoor? Wanneer laas het jy die waarheid? Maar jy sien, die probleem is ons word so gebombardeer deur mense se opinies, mense se leerstellings, mense se sieninge, dat ons dalk nie eers meer weet wat is die waarheid nie. En dit is hoekom meer kinders van die Here, en ek praat regtig spesifiek van pastore, begin wonder wat is die waarheid. Pastoor het my gisteraand 'n vraag gevra. Toe sê hy die ouens het hom omgeklits met 'n vraag en dit het hom ongemaklik laat voel. Ouens, bly by die kern van die woord van die Here. Bly by die Heilige Gees. Bly in die Heilige Gees. Laat die Heilige Gees in jou bly. Laat hy jou lei, laat hy jou leer. Hy is jou leermeester. Hy is jou krag, hy is jou sterkte. Niks en niemand anderster nie. Romeine 8 vers 2.
Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus, hoor wat sê hy, het my vrygemaak van die wet van die sonde en van die dood. Met ander woorde, dis die gees van lewe. Ek is vry van die dood, ek lewe in Christus. Die wet het nie meer 'n houvas uiterlik nie, die wet is in my hart geskryf. En nou leef ek hom so maklik, want ek hoor wat sê die Heilige Gees vir my uit die woord uit. Romeine 8 vers 14. Hoor wat sê hy? Almal moet gevul word met die Heilige Gees. Kry klaar met hierdie ding van almal word nie vervul nie. Dan lieg Vader. Hy kan nie. Dan lieg Paulus. Dan is hierdie evangelie vals. Maak die Bybel toe. As jy nie die waarheid wil glo nie, gooi jou Bybel weg. Gaan loop jou pad, gaan doen jou ding. Almal wat deur die Gees van God gelei word, is kinders van God. So eenvoudig soos dit. Ja, maar die Here wil nie sy Gees vir my gee nie. Waar aanbid jy? By watter God is jy? Klop jy by Hare Krishna se deur? Klop jy by Mohammed se deur? Klop jy by wie se deur? Die God wat ek dien, klop by my deur. Ek kan hom nie gaan kry nie. Ek kan hom, kom ek gooi gou iets in. Iets ouliks wat ek gelees het. Soek God, man. Ek wil dit vanmôre vir julle sê. En ek wil dit vertel uit 'n verhaal van 'n pa wat dit geskryf het. Hy sê, hy speel hierdie speletjie met sy dogters. Op die grasperk, dan sê hy, alright, catch me, if you can. Hy sê en sy kinders het hom nooit ooit kon vang nie. Hoekom nie? Ons ken mos al die triks en die traits. As die kind, hy gaan hierdie kant om, dan het ons hierdie move. As die kind dink hy doen dit, dan doen. Ons is hulle mos altyd voor. Ek hoop jy is so ouer. Hy sê maar op 'n dag, toe sê hy vir sy kinders, let's change the role. Ek gaan julle vang. En onmiddellik is hierdie hele ding 'n baie exciting speletjie. En die kinders sê, nee pa, jy gaan my nie vang nie. En elke keer vang die pa sy kind. Het julle al met julle kinders gespeel? O Heer, ek weet ons is oud, maar regtig. Ek het my kinders altyd gevang. As hy nou dink hy het 'n slim triek om so om te gaan, dan kom ek hierdie kant om. Of as hy dink hy gaan so om, dan gaan ek hierdie kant om. Ek het hulle altyd gevang. En die les wat hierdie ou leer, ja God. En sê vir hom, ek jaag u. En dan voel dit vir jou, ek kan hom nie vang nie. Dan draai jy bietjie jou woorde, dan sê hy, Vader sal u my jaag. En God sal. Hy sal altyd. Alright, so ons het hierdie Gees van God wat ons lei. Ons is kinders van die Allerhoogste God. Hebreërs 10 vers 29. Hoeveel swaarder straf sal dink julle, sal hy verdien wat die Seun van God vertrap en die bloed van die testament waardeur hy geheilig is, onrein geag het en die Gees van, hier's die Gees van genade. Met ander woorde, as jy die bloed bly vertrap, as jy bly koppig wees, as jy bly vol hoogmoed, as jy bly dink jy's reg, jy doen dit jou way, dan vertrap jy dit. Die Gees van genade. En laastens 1 Petrus 4 vers 14. Ja, hierdie is amazing. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig. Omdat, hoor wat sê hy, die Gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Die Gees van God se heerlikheid en God se Gees rus op jou. OK? Wat hulle betref word hy wel gelaster, maar wat julle betref word hy verheerlik. Moet ons hierdie pad loop? Natuurlik moet ons hierdie pad loop. Gaan hulle jou beledig? Ja.
Is dit oukei om beledig te word? Ja. Is dit lekker om beledig te word? Ja. Ja, want hulle sien God in jou. Hulle ervaar God in jou. Hulle weet, jy het iets wat hulle nie het, hulle haat jou. Wees bly, sê die woord van die Here. Ouens, in 'n sekere sin kan 'n mens hierdie beskrywings van die geeste as name sien. God bly groot. God bly goed. En ek wil dit gebruik terwyl ons nog op die lig ook is vir ons ouens. Ons het hierdie boekie bestel. 50 dae tot Pinkster. Ons trek môre aand 6:30 met hom weg. Daar's ouens sterkstop wat hom online doen. Ek moet reël dat ons hierdie boeke by hulle kry. As jy so 'n boekie wil hê, R200 ongelukkig. Dis nie ons boekie nie. Dis die koste, ons maak nie 'n halwe sent nie, ons bestel dit net. As jy nie die boekie kan kry nie, sal ons dit vir jou moet afrol, maar jy moet vinnig praat, want ons gaan die goed moet afrol môre. Dat ons dit reg moet hê vir môre aand. As jy nie die boekie kry nie, en jy kom wel môre aand, bring pen, papier, jy gaan redelik baie skryf. Ouens, die hele punt van alles kom terug na hierdie woord van vanmôre toe. Ons wil hierdie Pinkster God vertrou, dat die dooielikheid uit die kerk sal gaan, dat die Heilige Gees vuur gaan val, dat herlewing vir die kinders van die Here gaan kom, want weet julle wat 'n bruid gaan saam? Die Gees vervulde bruid. Hy gaan nie 'n bruid vat. Dink maar in die 10 maagde. Kyk maar na hulle. Hulle lyk soos die kerk, praat soos die kerk, doen soos die kerk, maar hulle het nie olie nie. Hulle het die klere, hulle het die sakkie kos, hulle het die brood, hulle het alles, maar hulle het nie die olie nie. Ons gaan God vertrou dat hierdie tyd, dit hardloop van, ek net ons datums gee, Hemelvaarts die 14e, ons gaan daai oggend 'n diens hê hier, maar dan hardloop ons Pinkstertyd van die 21ste tot die 24ste Mei. Daai week wil ons God vasgryp vir 'n magtige uitstorting van die Heilige Gees. Gaan daar wêreldwye herlewing kom? Nie wat ek verstaan nie. Nie wat die Bybel sê nie. Kan daar persoonlike herlewing kom? Verseker, hy gaan sy bruid gereed kry. Want as die bruid gereed is, vat hy hulle. Glo vir my, die wêreld is nie gereed nie. En daarom wil ek jou uitnooi, doen moeite en raak betrokke by hierdie hele kursus, laat ons hom hardloop, dat ons die Heilige Gees soek, God se aangesig ernstig begin soek, die volgende klompie weke. Onthou julle, ek het begin deur te sê, ons is nogal almal moeg. Right, my vrou sê ons is nie meer moeg nie. As die Heilige Gees se volheid kom, sê jy nie weer moeg wees nie. Julle sal nuwe krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En ja, die Heilige Gees is vir almal van ons. Moenie laat die duiwel vir jou lieg nie. Moenie dink dat die duiwel sê, jy het te veel sonde, jy is te vuil, God wil nie. Moenie laat die duiwel vir jou preek nie, hy kan in elk geval net lieg. God is die waarmaker van sy woord. Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, baie dankie vir môre. Voorreg het rondom die woord te kan staan, ek bid vir môre, dat die woord van God diep sal sny. Die woord diep sal ingang vind. Heilige Gees, dat u regmatige plek sal kry. Heilige Gees, dat u daai vlammetjie wat brand, sal aanblaas. Die maagde het gesê, ons vlammetjies gaan dood. En ek dink baie mense se vlammetjies is besig om dood te gaan. Maar, ek dank God vir môre. U woord sê, u sal die dowwe lampet nie uitblus nie. Die werk wat u in ons begin, sal u klaar maak. En ek bid vir môre, terwyl ons gaan voorberei vir hierdie tyd, daai klompie dae, 40 dae wat Jesus op die aarde was, na sy opstanding, o Here, dat ons die aangesig sal soek, soos nog nooit, dat ons daar die krag van Handelinge 2 sal ervaar, tonge van vuur, wat sal neerreën op die kinders, dat ons gereed sal wees,
vir die dag as Jesus sê, kom huis toe. Ons dank U vir dit, ons eer U vir dit, in die goddelike naam van Jesus Christus. Heilige Gees, sal U asseblief die naprediker van hierdie woord wees, dat hierdie woord sal versprei word wyd, en dat ons sal weet, God is goed. En ons gee aan U, Vader, al die lof, al die eer, al die aanbidding in Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou ja, baie dankie ouens.